Hoi Gillies. Kijk, so hierdie is haar kapperij. Dit is jou tweede vraestel, so notaatjies wat ek oor gaan. Jou laaste vraestel en dan is jy klaar. Is jy klaar met my? So ja, ek hoop julle doen goed, lekker leer. Okay, as daar 'n paar foutjies is, vra ek om verskoning, maar dit is nie ek nie, maar ons werk maar om die foutjies. Jy kan onthou, hierdie tweede vraestel gaan meer oor die besigheid wat jy geleer het in kwartaal 3 en kwartaal 4. Wat is 'n entrepreneur? 'n Entrepreneur is iemand wat 'n behoefte of 'n gaping in die mark identifiseer en die inisiatief neem om 'n besigheid of onderneming te skep om dit aan te spreek. Entrepreneurs is dikwels bekend vir hul kreatiwiteit, innovasie en bereidwilligheid om risiko's te neem. Hulle bring nuwe idees, produkte of dienste tot lewe en werk daaraan om dit in winsgewende ondernemings te omskep. Onthou, hierso het ons baie in die klas gepraat oor daai tannie wat die koekies bak. Okay, waarom kies mense om entrepreneurs te word? Nommer 1, vryheid. Hulle wil hulle eie baas wees en hul eie besluite neem. Passie. Hulle het 'n sterk idee of droom wat hulle wil verwesenlik. Geld. Hulle mik daarna om meer geld te verdien as wat hulle in 'n gewone werk sou kon. Buigsaamheid. Hulle wil beheer oor hul tyd en balans tussen werk en lewe hê. Probleemoplossing. Hulle hou daarvan om probleme op te los en dinge vir ander beter te maak. Impak. Hulle wil 'n nalatenskap agterlaat of 'n verskil in hulle gemeenskap maak. Eienskappe van 'n suksesvolle entrepreneur. Hulle is hardwerkend. Hulle sit die nodige moeite in om hul drome te verwesenlik. Kreatief. Hulle kom met nuwe idees vorendag en los probleme op slim maniere op. Selfversekerd. Hulle glo in hulself en hul doelwitte. Aanpasbaar. Hulle pas aan by veranderinge en uitdagings. Goeie leier. Hulle inspireer en lei hul span tot sukses. Kliëntgefokus. Hulle gee om vir hul kliënte se behoeftes en tevredenheid. En goed met geld. Hulle bestuur finansies wyslik om hul besigheid sterk te hou. Entrepreneurskap speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van Suid-Afrika se ekonomie en samelewing. Nommer 1, dit maak skep werk. Entrepreneurs begin besighede wat werk vir baie mense skep, wat help om werkloosheid in die land te verminder. 2, ekonomiese groei. Nuwe besighede dra by tot die land se ekonomie deur produksie, handel en dienste te verhoog. Innovasie. Entrepreneurs stel vars idees, produkte en tegnologie bekend wat nywerhede verbeter en probleme oplos. Gemeenskapsontwikkeling. Baie entrepreneurs belê in plaaslike gemeenskappe en ondersteun onderwys, gesondheidsorg en infrastruktuur. Bemagtiging van individu. Entrepreneurskap stel mense in staat om beheer oor hul toekoms te neem, wat onafhanklikheid en selfstandigheid bevorder. Aanspreek van ongelykhede. Klein besighede kan benadeelde gemeenskappe ophef en ekonomiese gapings verminder. Inspirerende toekomstige entrepreneurs. Suksesvolle entrepreneurs motiveer ander om hul drome na te jaag en skep 'n kultuur van innovasie en groei. Okay, dan gaan ons nou praat oor die verskillende tipes besighede en hulle voor- en nadele. Okay, so die eerste een is 'n winkel. Okay, so dit is 'n salon wat in 'n winkel het klaar die salonnetjie daarso. Voordele is dit bied 'n vaste ligging vir gereelde kliënte, so die kliënte weet altyd jou salon is in 24ste laan en hulle gaan altyd daartoe. Dit skep 'n gevoel van bekendheid en vertroue. Dis makliker om handelsmerkerkenning te vestig. So kom ons sê jy gebruik nou Wella, so almal weet jou salon is in 24ste laan en jy gebruik Wella.
Nadele, hoë aanvangskoste vir huur en toerusting, want nou moet jy elke maand huur betaal en jy moet al jou toerusting eers aankoop. En dan beperkte buigsaamheid om van ligging te verander. Huisgebaseerde salon is die volgende een, so jy het 'n salon by jou huis. Voordeel is laer oorhoofse koste, bedoel dis geen behoefte om 'n kommersiële ruimte te huur nie, so dis goedkoper. Dan, dit is gerieflik en gemaklik vir jou, en die kliënte voel dis bietjie meer persoonlik. Nadele dis 'n beperkte kliëntekapasiteit, so daar kan nie nou 30 mense in jou huissalonnetjie wees nie, en sonering of die permit uitdagings in sommige gebiede. Want as jy van die huis af werk, moet jy 'n permit hê. Dan 'n mobiele haarsalon, buigsaamheid om kliënte op hul verkose plekke te bedien, so jy ry na die kliënte toe, dis vir hulle en vir jou dalk makliker. Laer vaste koste, so weer eens jy hoef nie 'n permanente spasietjie te huur nie, jy ry rond. Nadeel is tyd en koste van die reis tussen afsprake. So as jy nou 'n tannie by Menlyn moet gaan help en dan by Jacaranda sentrum, dan vat dit lank om te ry en jy mors petrol. En nommer 2, dis moeiliker om 'n handelsmerk teenwoordigheid te bou. So jy het nie altyd die voilà wat jy by jou huis kan verkoop nie. Dan het jy 'n hoë-end of 'n luukse butiek salon. Lok kliënte wat bereid is om premiepryse te betaal, so jy kry mense wat fancy dit gaan koop, en kan luukse dienste en fasiliteite bied. Nadele, vereis aansienlike belegging in dekor, toerusting en opleiding, en beperkte markaantreklikheid weens hoër pryse. So dit is 'n fancy salon, so jy gaan baie meer aandag moet gee aan die dekor en die cool goed wat in die salon self is. Okay, dan die volgende een is gespesialiseerde nis salon, fokus op spesifieke dienste, byvoorbeeld hulle werk net met krulhare of hulle gebruik net organiese produkte. Nog 'n voordeel is dit trek loyale kliënte wat daardie dienste benodig. Nadeel, risiko van beperkte kliëntebasis. Onthou, dis nie vir almal belangrik om organiese produkte gebruik nie. Hulle gaan sommer dan na enige salon toe. En nommer 2, dit kan addisionele opleiding en sertifisering benodig. 'n franchise salon, nou 'n franchise is iets soos KFC, daar's 500 KFC's en jy koop vir jou een, maar jy moet spesifiek soos hulle aantrek, jou kos moet dieselfde wees, alles moet presies dieselfde wees. So kom ons sê jy koop 'n Wella salon of 'n Gary Rom salon, dan moet jy die dekor en die produkte wat jy gebruik en alles moet presies wees soos in al die ander salonne. Okay, so een voordeel is, kom met handelsmerkerkenning en ondersteuning van die franchiser, byvoorbeeld opleiding en bemarking. Byvoorbeeld as jy sê maar Wella verkoop, dan gee hulle vir jou opleiding hoe om dit te gebruik. Nommer 2, makliker om kliënte te lok weens gevestigde reputasie. Nadele is dis 'n hoë franchise fooi en streng reëls van die franchiser, want so 'n salon kan partykeer verskriklik duur wees en daar is minder kreatiewe vryheid, want jy kan nie iets doen nie, dit is hulle salon. Dan 'n pop-up of 'n opspringsalon, uitstekend vir korttermyn bemarkingsveldtogte of om nuwe markte te toets. 2, minimaal verbintenis in terme van ligging en kontrakte. Nadeel, nie volhoubaar vir langtermyn bedrywighede nie. 2, beperkte tyd om 'n konsekwente kliëntebasis te bou. Omgewingsvriendelike salon, spreek omgewingsbewuste kliënte aan, dikwels in aanmerking vir volhoubaarheidsinsentiewe. Nadele, hoër koste van die omgewingsvriendelike produkte en stelsels, want goed wat omgewingsvriendelik is gewoonlik duurder. En nommer 2, nisaantreklikheid kan die teikengehoor beperk. Okay, dan doen ons regstatus, besigheid se regstatusse.
'n eenmanssaak. Dit is 'n besigheid wat deur een persoon besit en bestuur word. Die eienaar is persoonlik aanspreeklik. Vennootskap is 'n besigheid wat deur 2 of meer persone besit word wat winste, verliese en aanspreeklikheid deel. Korporasie, 'n regsentiteit wat van sy eienaars geskei is en beperkte aanspreeklikheidsbeskerming bied. Koöperatief, 'n besigheid wat deur 'n groep individue besit en bestuur word vir wederwysige voordeel. Nie winsgewende organisasie, 'n besigheid wat funksioneer om die publiek of 'n spesifieke saak te bevoordeel en is nie vir wins nie. En dan die laaste een is 'n franchise, 'n besigheid wat funksioneer onder die handelsmerk en besigheidsmodel van 'n gevestigde maatskappy. Dan begin ons met die pH-skaal. Vel- en kopvelprodukte het 'n pH vlak. Onthou, dis 4,5 en 5,5. Die pH wys hoe suur of alkalies iets is. Die pH-skaal strek van 0 tot 14. Die middelgetal is 7 en 7 is neutraal, wat suiwer water is. As 'n produk 'n pH van minder as 7 het, is dit suur en meer as 7 is dit alkalies. 'n alkaliese oplossing maak hare sag en laat dit swel, terwyl 'n suur oplossing hare laat saamtrek en verhard. Die pH-skaal gee die gemiddelde pH-waardes van sommige produkte wat in die salon gebruik word. Ja, onthou, dit is hoe die pH-skaal lyk wat ons mee gewerk het. En dan op hierdie pH-skaal het jy ook in die klas mee gewerk, suur, alkalies, neutraal. En dan kyk, daar is ons PIM en verslapper, 'n blykmiddel en permanente kleur. En daar is hare in goeie kondisie. So onthou, sê maar 'n verslapper, hy het 'n pH van 14. Dit is hoekom jy die neutralizing shampoo opsit om weer te probeer terugkry daar rondom in 5. Kyk, girlies, good luck, julle moet lekker leer, geniet dit en geniet sommer net die lewe hierna. Lieve julle.